Hi almal, ons praat nog steeds oor die doop in die Heilige Gees en ek's besig met hierdie kwessie van die talesprake as bewys van die doop in die Heilige Gees. Nou, in my ervaring in die bediening het ek al baie perspektiewe op hierdie onderwerp gehad en mens kry 'n verskeidenheid van reaksies. Ek onthou 'n kollega en ek was eendag besig om te bedien en hy hak van 'n kant af en sê, jy weet hierdie mense wat sê dat talespraak is 'n bewys van die doop in die Heilige Gees bind net mense onnodig onder 'n las. En dit het my vir 'n tydperk nogals besig gehou. En ek moes weer eens besluit, glo ek werklik in hierdie talespraak is bewys? En toe ek na al hierdie skrifbewyse gekyk het wat ons nou deurgetrap het met julle, kon ek net tot die gevolgtrekking kom dat die apostels het gesoek vir talespraak as bewys en dit is wat die patroon was in die Nuwe Testament. En as ek sê dat die Bybel gesag het om vir my lering te gee, dan kan ek nie verby hierdie feit kom nie. Ek kan met slim redenasies kom, maar ek kan nie verby die feit kom wat die apostels gesoek het en wat die patroon was nie. Wil ons julle onnodig onder 'n las stel wanneer ons oor hierdie dinge praat? Nee. Ons wil hê dat julle die volheid van die evangelie sal ervaar. Ons wil nie 'n las op julle sit meer as wat die woord plaas in die eerste plek nie, maar die woord plaas 'n sekere las op ons as gelowiges. Daar is 'n vraag van ons as gelowiges dat die woord van God vra. As ek dit dan herhaal, dan is dit nie dat ek uniek soek om jou onder 'n las te plaas nie. Maar ons moet versigtig wees wel dat ons nie talesprake afgod maak nie. Ons praat baie oor talesprake as die volledigheid van die ervaring, maar wanneer talesprake obsessie raak, dan raak dit moeilik om gedoop te word in die Heilige Gees. Talespraak is die bewys, dit is 'n geskenk, maar na wie soek ons? Na wat soek ons? En daarvoor kyk ons terug na die begin van Handelinge en Jesus sê vir die disippels, gaan en wag in Jerusalem en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Vir wat se rede? Sodat julle die evangelie die hele wêreld in kan bring. Dit is nou my verkorte weergawe van wat daar staan, maar dit is die punt. Die doop in die Heilige Gees is iets wat deel is van ons ervaring van vernuwing, van wedergeboorte. Iets waarna ons smag, 'n verdieping om krag te ontvang, sodat ons die werk kan doen waartoe God ons geroep het. Ons soek nie om gedoop te word in tale nie. Ons soek om gedoop te word in die Heilige Gees. En die effek daarvan, die bewys daarvan, is spreek in tale. Daarom, moenie gaan dat hierdie talespraak gesprek 'n struikelblok word vir jou nie. Wat is jou fokus? Meer van God. Wat is jou fokus? Die volledigheid van die evangelie. Wanneer jy bid en wag op die Heilige Gees, dan is dit nie om talespraak te ontvang nie, maar dit is om krag te ontvang. En as dit ons fokus is om meer van God te ervaar, om dieper in die Heilige Gees te funksioneer, dan sal ons die doop in die Heilige Gees ontvang. Daarom geliefdes, moenie weer eens dat talespraak vir jou 'n struikelblok word nie. Ons fokus is op die krag wat die Heilige Gees ons mee gaan toerus, sodat ons die werk kan doen wat Jesus vir ons gegee het om te doen. Ek gaan saam met ons bid en dan gaan ek vir julle vra om by julle huise tyd te spandeer met die Here oor hierdie saak en om toe te laat om te werk in julle. En ek wil vra dat julle sal smag daarna dat julle met krag toegedien sal word, bedien sal word deur die Heilige Gees. Vader, dankie vir die feit dat U vir Jesus gestuur het om vir ons los te koop. Jesus, dankie vir die prys wat U betaal het en dankie dat U ons wil doop in die Heilige Gees. Heilige Gees,
Dankie dat U soek om deur ons te werk, dat U smag om deur ons te werk. Here, help ons om nie met allerhande dinge onsself besig te hou, om obsessief te raak oor teologie, in steede van dat ons obsessief raak oor U nie, Here. Help dat ons fokus op U sal bly in alles wat ons doen. Amen. Tot volgende keer. Maranatha.